Welkom terug. Dian Roux kuier volgende vir die eerste keer op ons Geelbank gesels oor sy eerste Afrikaanse enkelsnit, lankal te laat. Goeiemôre. Baie goeiemôre julle. Baie dankie dat ek hier kan wees. Dit is 'n groot voorreg om jou hier te hê vanoggend en jou beter te leer ken. Vertel vir ons, waar kom jy vandaan? Waar was jy op skool? Okay, so ek is oorspronklik van Boksburg af. Ek bly nou al so 10 jaar in die Kaap. En ja, ek trek nou weer terug in 'n paar vallei in die Kaap op skool, Somerset-Wes. Ja, daar begin musiek maak. Wat verkies jy? Gauteng of die Gauteng. Weskaap? Is jy No joke. ernstig? Ja. Hoekom? Ek het dit gister ook gesê, die mense hierso is dit voel net soos die huis vir my, omdat ek self van hier af is. Ja. Is net soos hierdie is die huis. Die Kaapse mense is bietjie different. Ek weet nie of jy veel van die Kaap af is, in which case ek vat dit Ons terug. gaan nou niks sê nie. Nee, ons kykers geniet hierdie wat jy sê. Nee, ons wil hoor, wat is fout met Kaapse mense? Ek weet nie, dit was baie uitlanders. Kom ek sê, hulle maak die omgewing van die Kaap baie anders as hierso. Die ryk buitelanders. Ja. Ek is nie een nie, dis moontjie van hulle hou Ja, nie. sê. Okay. Dit maak sin. Hierdie liefde vir musiek, Dian, waar kom dit vandaan? Toe ek 15 was, het ek 'n video van Ed Sheeran gesien met sy ding op 'n verhoog doen en toe was ek soos, okay, ek gaan dit doen. En So maklik so dit. Maklik is dit liedjies begin skryf en net so stadig in die hele show speel, al daai goed ingekom en hy het net regtig so groot impak op my gehad dat ek dit nou nog steeds doen as verloop. Wat cool is. Waar het jy daai tyd as 15-jarige begin liedjies skryf? Hoe het jy dit gedoen? Het jy musiek gelesse geneem later Glad nie. of van die begin af of was dit eers net die lirieke soos 'n gedig Ja. en ek het skryf die lirieke neer en dan toonset en hoe het jy dit getoonset? Soos ek het 'n app op my foon gedownload voor ek gitaar kon speel, want ek het nie gitaar gehad nie. Net soos ek akkoorde gedruk, dan hoor ek, okay, dis 'n G. En whatever. En dan gaan jy net aan, druk jy akkoorde en toe eventually het ek 'n gitaar gekry, of my oupa se ou gitare. En ja, rest is history. Een van jou oupa se ou gitare gekry. Ja, so hy was nog steeds, hy is 'n rukkie terug geleer, maar hy was 'n baie groot musiek fanatic. Ek het nog 'n instrument gespeel het. Hy was soos baie diep in musiek en so daar was baie gitaar by my ouma se huis. Wow. En toe ek sê ek gaan dit ook nou begin en dis my ouma soos, okay, hierso, go. Geniet jouself. Dis mooi, dis special om Ja. dit te dink. Nou is jy in Afrikaans, maar jy is Afrikaans, maar jy het nog heeltyd musiek gemaak in Engels. Ja. Hoekom het jy nou besluit, okay, ek gaan nou in Afrikaans musiek maak? Ek weet nie, ek dink dit was vir so lank Engelse musiek en ander mense probeer ek het vasgeskop teen Afrikaans want ek wil heeltyd nog Wembley Stadion in Londen en dit was die hele tyd die goal. Jy sorry, die Ed Sheeran ding was soos kyk wil sommer 'n liedjie maak. En ek kan al daai goed nog steeds doen, maar ek het op 'n punt hierdie jaar besef ek kan actually geld maak uit waarvoor ek lief is en dit in Afrikaans doen en vir die mense wat ek vir lief is agter my kry. En dit is 'n groot ding en dit werk nou. So sosiale media, Afrikaanse mense is baie meer supportive. As ek dit so kan sê. Nee, ondersteunend. Ja, die Gautengers. Al sê dit weer. Nou hoor jy so jy gebruik 'n ding, 'n loop pedal Yes. as jy musiek maak. Ja. Wat op dese aarde is 'n loop pedal? So- Verduidelik die mense. So dis is 'n ding wat by jou voete lê op die verhoog wat jy basies jou eie backing track kan bou op die spot. So ons het drumklanke in om rekord en dan loop dit oor en oor. Jy kan 'n gitaar rekord, jy stem rekord en dan kan jy dit in en uit Wanneer doen jy dit? op die verhoog by shows. Terwyl dit gebeur. Terwyl dit gebeur, reg? yes, Nee, yes, daar. op die spot, ja. So dis cool. Dis baie interessant. My genigtig. Dis vir my net, ek weet nie, dis goedkoop vir as 'n band. Prakties. Prakties. Hoorie, wat 'n ander werk het jy? As jy nou nie musiek maak nie, het jy iets 'n daytime job? Ek Ja. werk vir 'n gemeenskapsradiostasie in Brackenfell. Ja, Wat geniet doen dit. jy by hulle? Ek sal 'n produksiebestuurder en hulle OB bestuurder. So ek doen die buite-uitsendings en rekord al die ads en al daai goeters, ja. So hier's 'n ou wat weet van vervaardig en die tegniese elemente van So musiek. dit was my soos deel met my ouers. Hulle wou gehad ek moes gaan studeer en ek wou musiek gemaak het. Dis soos okay, gaan studeer sound engineering. En Wow. ja, daarop geëindig, geleer om musiek op te neem en al daai goeters ook wat cool is. Vertel ons 'n bietjie van Lankal te laat, die liedjie. So lankal te laat is het ek 2 maande geskryf na ek opgebreek het met iemand wat ek in 'n verhouding mee was vir 'n rukkie en dan dis soos na die tyd besef jy eers alles wat jy eintlik kon gesê die hele tyd wat dinge dalk kon beter maak, maar dis dit nou te laat. Jy het laat vrede gemaak daarmee, maar ja, jy dink jy kan nou goed dit sou dit dalk kon fix. Is dit moeilik om 'n liedjie wat so persoonlik is vry te stel dan? Ja, maar dis lekker want ek voel as 'n liedjie-skrywer maak jy werk van jou emosies. Ja. Dis soos wat jy hoekom liedjie-skrywers so depressief raak want hulle emosies met hulle geld inbring jou tyd. So ek dink om dit uit te kan sit is soos jy maak vrede met daai emosie, dan kan jy aanbeweeg. Maak vrede. So is die skryf daarvan en die opvoer van so 'n liedjie wat oor so iets persoonlik diep emosioneel gaan wat jy so ontstel het op 'n stadium. Ja. Is dit 'n vorm van terapie dan? Dis 100% 'n vorm van terapie en ek dink ek het of 'n quote gehoor
Laat ze sê, as jy 'n liedjie vir 1000 mense sing, gaan hulle dit vir jou terug sing vir 1000 verskillende redes. Wat vir my mooi is, want daai liedjie staan almal anders op 'n ander manier. En dis vir my die cool ding van liedjies skryf. Ja. Ja. Wat lê voor in 2026? Kan ons nog Afrikaanse musiek of nog musiek verwag? Baie Afrikaanse musiek kom uit, baie shows, so ek sê ek trek terug Pretoria toe, ek trek terug Gauteng toe, so ek super opgewonde met alles hier te doen finally, ja. Nou jy het jou gitaar daar langs ons, jy gaan vir ons lekker lankal te laat Ja. speel ook akoestiese weergawe. Akoestiese weergawe. Hy's vandag uit. So excited. Ons ook. So, gryp haar gitaar dat ons hoor. Ons gee 'n swing. Ons albei se laaste begin lê in spanning en wag. Ons laaste geraamtes is almal finaal uit die kas. Dis lankal te laat om te sê hoe ons voel waar ons staan. So kom ons laat val net ons trots en stop hierdie oorlog vanaand. Ons albei se drome lê lankal versmoor in daai huis. Ek weet jy is ontstel, maar as die vir ons een ding kan wys. Was ons nooit beskore gemaak dat ons baie sou kry. So lê neer jou wapens en luister, wat ek 'n lied vir jou skryf. Ek wens ek kon veg vir jou. Stadig maar seker die liefde weer opbou. Sonder 'n twyfel jou liggaam weer warm maak. Jou laaste keer soen, maar ons weer is lankal te laat. Die goed en die slegheid, die harde geveg van ons twee. Beteken nou niks al wat oorbly is haat in jou oor. Het sny soos 'n lem voel, bewe my stem as ek vra. Dat jy my vergewe vir alles, al weet ek dis lankal te laat. Ek wens ek kon veg vir jou. Stadig maar seker die liefde weer opbou. Sonder 'n twyfel jou liggaam weer warm maak. Jou laaste keer sien, maar ons weer is lankal te laat. Daai eens in 'n leeftyd gevoel wat jy nooit verstaan. Dis sleg om te sê, maar is beter om aan te gaan. Ek kan net om sonder jou lyf aan die slaap te raak. Ek's reg om my hart uit te spoel, al weet ek dis lankal te laat. Ek wens ek kon veg vir jou. Stadig maar seker die liefde weer opbou. Sonder 'n twyfel jou liggaam weer warm maak. Jou laaste keer so, maar ons weer is lankal te laat. Nog een keer ek's lief vir jou sê, maar ons weer is lankal te laat. Baie dankie.